Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. 'n tiende vir God. Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Levitikus hoofstuk 27 vers 30. Die Here het ons die hemelse rykste skat gegee deur Jesus aan ons te gee. Met hom het hy ons alles ryklik gegee om te geniet. Die opbrengste van die aarde, die oorvloedige oeste, die skatte van goud en silwer, is sy gawes. Huise en grond, kos en klere, het hy in die besit van die mens geplaas. Hy vra ons om hom as die gewer van alles te erken, en om hierdie rede sê hy, van al julle besittings hou ek 'n tiende vir myself oor, benewens gawes en offerandes, wat in my skatkamer gebring moet word. God se plan in die tiendestelsel is pragtig in sy eenvoud en gelykheid. Almal mag voel dat hulle 'n rol kan speel in die voortsetting van die kosbare werk van verlossing. Elke man, vrou en jong mens kan 'n tesourier vir die Here word en 'n agent wees om aan die eise van die tesourie te voldoen. Die apostel sê dat elkeen moet van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. 1 Korintiërs hoofstuk 16 vers 2. Laat elkeen gereeld sy inkomste ondersoek, wat alles 'n seën van God is, en die tiende as 'n aparte fonds op sy sit, om heilig aan die Here sin te wees. Hierdie fonds moet in geen geval aan enige ander gebruik toegewy word nie. Dit moet uitsluitlik toegewy word om die bediening van die evangelie te ondersteun. 'n tiende van ons inkomste is heilig aan die Here. Die Nuwe Testament hersien nie die wet van die tiende nie, soos dit nie die van die Sabbat doen nie, want die geldigheid van beide word aangeneem. Ek praat van die tiendestelsel, maar hoe skraal lyk dit vir my? Hoe klein die skatting? Hoe te vergeefs die poging om met wiskundige reëls tyd, geld en liefde te meet teen 'n liefde en opoffering wat meetbaar en onberekenbaar is. Tiendes vir Christus. O, skrale loon, skandelike vergoeding vir dit wat soveel gekos het. Van die kruis van Golgotha af roep Christus op tot 'n onvoorwaardelike oorgawe. Alles wat ons het, moet aan God gewy word.